Goeiedag geliefde en welkom terug by vandag se oordeenking saam met my Pastor Tief Boysen en die hele beleefspan hier by Geleef Gemeente. Dit is vir ons so voorreg om saam met julle te wandel en tyd te kan spandeer in God se woord. Tot nou toe het ons geleer hoe geloof ons help om ons vrese te hanteer, hoe gebed ons emosies stil maak en hoe God se teenwoordigheid ons krag gee in die storms van elke dag, die storms van kommer. Maar kom ek vra jy vandag eerlik, ek wil jou hierdie vraag vra. Het jy al ooit vir God gevra, hoekom het daai ding met my gebeur, of hoekom het u nie ingegryp nie? Hoekom is u nie hier nie, nê? Dis 'n natuurlike reaksie, maar geloof roep ons na iets dieper as die soeke na antwoorde, die bevrediging dat antwoorde altyd daar moet wees. Ons lees hierdie kragtige les in Habakuk 3 vers 17 tot 18 wat sê: selfs al sou die vye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerdstokke wees nie, selfs sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig oor God, my redder. Let op wat Habakuk sê, selfs al en dan nogtans. Dis geloof wat nie op uitkomste staat maak nie, maar op 'n onwrikbare vertroue in wie God is. Habakuk het nie al die antwoorde gekry nie, hy het nie verstaan hoekom dinge skeefloop nie, maar hy het besluit, ek kies om te vertrou, nogtans, ten spyte van, sal ek die Here vertrou. En geliefde, dis wat ware geloof is om God te vertrou, selfs wanneer jy nie verstaan nie. Dis maklik om op God te vertrou wanneer dinge goed gaan in jou lewe. Maar wanneer alles in jou lewe droog en leeg voel, dinge skeefloop, sal jy hom nog steeds aanbid, sal jy nog steeds sê, nogtans sal ek op God vertrou. Geliefde, wat vra jy meer van God? Vra jy antwoorde of vra jy vir sy teenwoordigheid? Soek jy uitkomste vir alles en 'n begrip vir elke ding wat verkeerd gaan, of is jy net dankbaar en opgewonde om in God se teenwoordigheid te wees? Dalk is dit tyd dat jy besluit maak dat jy gaan ophou om alles te probeer verstaan en begin om net te vertrou. Is daar iets vandag in jou geloof wat jou toets, wat jou bietjie hamer, 'n gebed wat nog nie beantwoord is nie, 'n situasie wat dalk nie vir jou sin maak nie? Dan wil ek hê jy moet saam met my die volgende sê: Here, selfs al verstaan ek nie, nogtans vertrou ek U. Geliefde, dan prakties, skryf daai selfs al oomblikke neer, nê, daai dinge wat voel in jou lewe, dinge loop skeef, jy voel dalk jy misluk, en dan verklaar jy daarteenoor jou nogtans geloof, nogtans sal ek God vertrou. En dan wil ek jou uitdaag vandag, nê, vat Habakuk 3 vers 17 tot 18 en dan memoriseer jy dit en jy bid dit oor jou situasie. Geliefde, God is groter as ons vra en hy is waardig om vertrou te word. Nie net vir wat hy doen nie, maar vir wie hy is. Dis hoekom ek sê ons moet sy teenwoordigheid soek meer as antwoorde vir ons situasie. So môre, as jy kan uit, ons kyk saam na hierdie vaste fundament, hierdie fondasie dat God se vrede is wat ons by mekaar hou. God se vrede is wat ons in stand hou. Laat weet vir ons asseblief in die kommentare, wat is daardie selfs al situasie en dan is wat is jou nogtans geloofsverklaring? Skryf dit vir ons in die kommentare want ons wil graag saam met jou bid. Ons wil saam met jou vertrou. As 'n geloofsgemeenskap wandel ons saam met mekaar. En onthou, ons waardeer julle so baie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die enorme genade oor ons lewens. Here, dankie vir die woorde van Habakuk 3, 17 tot 18 wat sê, ten spyte van, maak nie saak wat gebeur nie, nogtans sal ons op U vertrou. Soms voel dit vir ons dat daai nogtans geloof is so klein, dis so 'n klein liggetjie wat iewers in die donker te skyn. Here, ek bid vandag dat daai vlammetjie sal groter en groter en groter begin skyn, dat ons met vrymoedigheid in die lig van God se teenwoordigheid wandel. Dis ons gebed vandag, Here, is dat U geloof, wat U in ons ook meewerk en reg kry, dat daai lig sal skyn in ons binnekant, en al die duisternis, al die vrese, al die kommer, al die angs, al die ten spyte van, sal ons, daai situasies, Here, dat ons sal sê, ten spyte van, nogtans sal ons bly glo en bly vertrou. Dit is ons nederige en baie dankbare gebed vanoggend. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie vir die inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.